Mighty God, Redeemer, Savior, Prince of Peace is He. King of glory, our provider, healer He must be. Everlasting Father, the one who saved our souls. Emmanuel, Master, Teacher, Ruler, King of Kings is He. Who is He that calms the raging sea? Who is He? Dit is vir my 'n uitsonderlike voorreg om weer eens met u te wees. Ek koop letterlik die tyd uit, omdat ek het so 'n idee dat die uurglas loop ernstig leeg en daar moet so opgewondenheid en 'n verwagting binne ons wees met betrekking tot die uitkoms van hierdie geloofsoortuiging. Ons glo in Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Ons glo dat hy die lam van God is, wie sy lewe neergelê het as 'n losprys, om ons van ons sonde skuld, om ons van ons slawerny tot sonde, om ons van die krag van sonde te verlos. Hy is ons redder en heiland, die Here Jesus Christus. En ons het 'n verwagting dat dit wat hy verrig het, nog nie vir ons ten volle in volwassenheid gekom het nie. Die rypwording van ons geloof het 'n wonderlike belofte wat verbonde is daaraan. En dit is omdat hy op die 3de dag uit die dode uit opgewek was deur die Heilige Gees van die lewende God. Soos die boek van Romeine aan ons verduidelik. Romeine 8 sê, as die Gees van hom wie Jesus uit die dood het opgewek het, in jou in is, sal dit jou verganklike liggaam verkook. En dis daardie verkoking wat sy volle gang nog moet loop, omdat die skrif maak hierdie belofte. Dit sê vir ons, in 'n oogwink sal ons hom sien, en ons sal omgeskep word om nes hom te wees. In a twinkling of an eye, we shall see him, and we shall be changed and transformed to be just like he is. En dit is die groot verwagting waarmee ek met opgewondenheid uitsien. En ek wil die aanmoedig om myself dit te doen. Nou, as jy so iets koester, as jy so iets binne in jou hart, soos die Engels sê, nurse, you are nursing this concept, you are nursing this idea, you are nursing this thought. It is the fuel and this that lends strength and endurance for your waiting in anticipation. As dit wel die geval is vir u, dan moet ons mos kyk na die tekens wat aanduiding gee dat hierdie ding gaan binnekort gebeur. Nou ja, ons lewe in 'n tyd in die samelewing, ons deel asem met mense reg rondom die wêreld, en hierdie wêreld en planeet het letterlik 'n klein dorpie kom word met die nuwe manier van kommunikasie, wat nie voorheen in plek was. 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar gelede nie. Toe ek nog 'n opgeskote seun was, en ons het nog daardie tyd flieke gekyk, byvoorbeeld die destydse James Bond 007 flieke, dan het ons onsself so verwonder aan die tegnologie wat hulle in daardie flieke voorgestel het. En dit het regtig 'n rek van verbeelding gekos om te kon glo dat so iets moontlik was. Ek praat nou van die flieke van 40 jaar terug en 50 jaar terug. Ek is hierdie jaar, as ek 61 jaar oud, so
Destydse flieke kom nie na aan vandagse flieke met betrekking tot die soort van tegnologie wat ingeleef word in hierdie drama's wat afgespeel het met spioene en regerings en die bots van beskawings en destyds was die soos ons sal sê die boogeyman, die vyand was gewees of kommunisme gewees, dit was of Chinese kommunisme of Sovjet communisme, Russian communism. En met die verloop van hierdie James Bond movies het die vyandskap verander. Tot wat het nou is. Nou ek noem hierdie dinge omdat die klem is op hierdie tegnologie en waarna toe dit lei. Wat ons destyds gekyk het as hierdie James Bond persoon byvoorbeeld 'n horlosie gehad het wat telefoon tegnologie ingebou gehad het. Dit was te bowe ons verstand en verbeelding om so iets te kon dink destyds. Maar vandag is die aarde en die bevolking van hierdie wêreld so na aan mekaar. Jy kan letterlik met jou selfoon, 'n gewone smart selfoon wat baie goedkoop is en die koste van die data of die wifi ook baie goedkoop, kan jy onmiddellik verbintenis hê met iemand anders op die ander kant van die wêreld, op die ander kant van die aarde, van die verste wat 'n persoon van jou af kan wegwees, kan jy onmiddellike, behalwe vir die tydsverskil natuurlik, dit sal in hulle plek miskien nag wees en by ons plek dag wees, of by ons nag en by hulle dag, dit maak nie saak of 'n dag of nag verskil is, 12 uur, 18 uur verskil, dit maak nie saak nie, jy het 'n onmiddellike verbintenis. Nou hierdie bevordering in en onder ons geleedere moet ons op ag slaan, omdat dit vir duisende jare nie daar was nie, en skielik nou hierdie afgelope 30, 40 jaar, as ons oorval met dinge wat, dit vat regtig 'n rek in jou verbeelding om die goed te kan verstaan, en om nog op te let dat ons wat 'n bietjie ouer is as die jonger span, soos 40er-jariges en 30er-jariges en 20-jariges en 10-jariges en selfs diegene, die jong span van 5, 6, 7, hulle is vlugtig met die manier wat hulle die kennis opdoen om hierdie soort tegnologie te kan hanteer, om dit te bewerk. Ek weet, ek en u, ons sukkel selfs nog met hierdie skermpie wat jy so moet swipe, soos hulle sê. Ek noem dit vir u sodat u kan verstaan dat ons het 'n tyd betree wat baie gevaarlik is. Gevaarlik in hierdie sin dat dit dreig op 'n mense-uitwissingsinsident. Hierdie jaar en die jaar van tevore, vanaf die 2012 af, wat kwantumrekenaarskap in die algemene kennis van mense wêreldwyd begin indring het. En die feit dat die kwantumrekenaarskap se vermoë gepaard met kunsmatige intelligensie so geweldig vermeerder het, dat daar is geen tekort aan kennis nie. Daar is absoluut geen tekort aan kennis nie. Jy kan 'n 12-jarige hê met toegang tot hierdie tegnologie en hy kan rondloop asof hy 'n nagraadse professor is. Dit is hoe ons toegestroom word met inligting en kennis, en wat ons daarmee doen is baie belangrik. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons dankie vir hierdie dag. Dit is die dag wat u geskape het, en in hierdie dag is belê alle dinge wat sal maak vir ons goddelike lewe en voorsiening vir ons natuurlike lewe. En dit is daar vir ons wie in Jesus Christus glo, omdat die kennis van hom en u hierdie dinge aan ons verskaf, want u het dit so toevertrou in u woord om 'n werklikheid te kom word vir ons. Ons steun nie op die arm van vlees nie,
Ons wil ook nie steun op hierdie nuwe tegnologie nie. Omdat dit wat U al reeds voorberei het vir ons, ver terbowe hierdie dinge is, en ons hoef nie al daardie moeite in te span om breste te hou met die nuutste ontwikkelinge nie, want dit wat God in die hart en gedagte het, volgens sy beplanning vir ons, is beter. Die skrif sê, die oog het nog nie gesien nie, die oor het nog nie gehoor nie, nog het het opgekom in die hart van die mens, gedagtes of geheue, of verbeelding, wat God alreeds voorberei het vir ons. Ons sien uit en kyk uit daarna. Help ons met God om bewus te wees van die tyd, sodat ons onsself ten alle tye gereed kan hou vir dit wat besig is om te ontvou. Ek bid hierdie genade in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Nou, volk van die Here, ek wil vir julle sê, ek is seker, hulle wat ons vooruit gegaan het, en vooral byvoorbeeld die apostels van ouds en die eerste vlak van kerkvaders, wat die disciples van die apostels was, en diegene wat na hulle gekom het, wat nie die tye betree nie, omdat hulle al reeds afgesterf het, hulle slaap lang, dat hulle reeds met God is, en hulle sien uit en kyk uit in hierdie geslag. Hulle is deel van daardie groot wolk van getuienisdraers, wat aanskou hoe ons in hierdie eindtye en die ontlonting van die eindtye vorentoe beweeg na die opsomming van alle dinge. En hulle kyk en sien en onthou natuurlik hoe hulle so idees gekry het van wat hierdie tyd hoe hierdie tyd sou wees, maar nou is ons daar. En saam met hulle kan ons sê, dit is 'n verskriklike tyd, in 'n goeie sin en in 'n slegte sin. Nou ja, wat nou onlangs afgespeel het wêreldwyd, is spesiaal dit wat ons ontvang het deur internasionale nuus met betrekking tot die vyandskap en die oorlog wat ontketting het, weer eens opnuuts met Amerika en die nasie van Israel, wie teen die nasie van Iran opgekom het, omdat die nasie van Iran daarop aandring om atoomkragbomme te ontwikkel, ontploffingsstelsels wat 'n geweldige vernietigende vermoë het, en hulle motiewe daarvoor is so onheilspellend, dat het kos letterlik nou dat hierdie ding moes plaasvind. Maar ons wat aanskouers en toeskouers is vanaf 'n ver punt, wat hierdie dinge kan sien soos dit ontvou, omdat die nuus dit onmiddellik aan ons oordra. En ek het van die goed gekyk. Ek het gesien hoe hierdie vliegtuie met hulle kameras en met absoluut binne in 'n paar millimeters akkuraatheid die vermoë het om vanaf duisende meters in die lug hulle aanvalle te loods op hulle teikens en dit geheel en al te vernietig. So, oor hierdie einde van Februarie en eerste week van Maart het die hoof van Iran gesneuwel, die Ayatollah Khamenei, in een van hierdie bomaanvalle wat teen hom geloods was, en van sy hoofdienaars, militêre intelligensie, vloot, lugmag, weermag en die wat ek dink die naam van hulle beweging is die IRGC, Iranian Revolutionary Guard Corps, van hulle hoof besluitmakers is almal geneutraliseer. Dis 'n vriendelike woord vir hulle was doodgemaak.
Nou, hierdie dinge is besig om te ontvou en dit is baie belangrik dat ons moet verstaan wat dit behels, wat beteken dit? En ek wil eintlik begin op 'n plek wat 'n ontvouing van openbaring sal verskaf, sodat ek en u ten volle kan verstaan en weet dat hierdie dinge is binne in die raamwerk van God se strategie om die nasies van die wêreld tot 'n punt te bring om die opsomming van die mensdom se menslike natuurlike regering in die aarde tot 'n slotsom te bring. Om dit op te som en dit stop te sit. So ja, ek weet nou dat daar is verskillende nasies met verskillende regeerstelsels. Daar is demokratiese stelsels, daar is sosiale stelsels, daar is communistische stelsels, daar is 'n hele verskeidenheid van hulle. Daar is nie een van hulle wat volgens daardie stelsels onder Jesus Christus se regeer nog voort sal gaan nie. So om hulle tot 'n punt te bring waarin daar stop gesit word aan daardie soort stelsels, is God besig met wat hy nou mee besig is. En alles op hierdie punt en vorentoe dit wil sê draai rondom die identiteit en die eindbestemming, the destiny of that God has determined van die nasie van Israel. So Israel moet verstaan word. Ja, met die gewilde, like we say, popular opinion, die gewilde opinie van die wêreld. Ons praat van 'n woke opinion of 'n cancel culture opinion, waarin daar aangedring word dat die dinge van God ten syde gestel moet word. En ja, selfs groot godsdienstleiers, soos die voormalige paus van die Rooms-Katholieke Kerk, wat nou afgestorwe is, Jorge Bergoglio, Benedictus XVI. En sy opvolger, wat gesê het, die inhoud van die Bybel, en spesifiek Oud-testamentiese inhoud, is 'n fabel. Die Engelse woord is 'n fable. Met ander woorde, dis 'n soort van 'n opgemaakte storie. Dit is wat hulle gesê, die stelling wat hulle maak, en hulle het 'n bevordering gemaak van idees, en dit aangehits en aangemoedig, tenstrydig met wat die Bybel sê. Maar wat die Bybel aan ons bekend maak, is die ware identiteit van die mensdom en die spesifieke bestemming wat God aan homself toeëien vir die Jode, die mense van die nasie van Israel. En daar word nou kwessies opgebring om groot vraagtekens bo aan hulle identiteit te wys. En daar is diegene wat so ver gaan as om te sê, die mense wat heiliglik die land wat voorheen Palestina genoem was, omdat die Romeinse Ryk dit so goedgekeur het vanaf die jaar 350 na Christus, en dit genoem het na die naam van die vyande van die Israeliete, die Filistyne, die Palestiniërs, omdat daar nou 'n argument na vore gebring word dat hierdie wat nou hulle self indink of verbeel dat hulle is die Jode en hulle is die Israeliete wat teruggekeer het na hulle oerland toe, dat hulle nie regtig of werklik Jode is nie, of Hebreërs is nie. Nou praat hulle en bring op die kwessie van Askenazi Jode en Sephardic Jode en Hasidic Jode en hulle skep 'n groot verwarring rondom die identiteit van hierdie Jode. Maar
laat ons hier begin deur te sê, wanneer ons Bybel bestudeer, dan gaan dinge rondom die eindtye, die sentrale punt, ground zero of the end times, is and centers around Israel, die Jode, en die land spesifiek, en die stad Jerusalem, en die identiteit van die tempel, van die Jode, omdat hulle is besig om te ywer na die herstel van hulle godsdienst en geloofsoortuiging. So jy kom nie weg daarvandaan nie, behalwe ons, wie Christene is, wie glo dat Jesus Christus die Seun van die lewende God is, dat hy die lam van God is, dat hy die leeu van Juda is, dat hy die brood van die hemel en lewe is, dat hy die fontein van lewende water is, dat hy die rivier van vrede is. Behalwe ons gee erkenning, ons gee erkenning, dat die Jode het 'n gepaste plek. En so ek wil daardie storie opklaar, want wanneer ons daardie storie begin opklaar, dan begin ons verstaan wat huidiglik regtig gebeur. So, ek lees vir ons uit die boek van Romeine, ons identiteit as Christene, wat voortspruit na 'n aanraking met die Jode. Ek lees in Romeine 9. Ek dink net seker maak ek is in die regte plek. Romeine 9. Romeine 10, vers 19 sê die volgende woorde, but dis die apostel Paulus wat praat, hy sê, I say, did Israel not know? What should they have known? Vers 1 sê, my broers en susters, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle, Israel, dat hulle Israel 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Dan sê hy weer op 'n nog 'n plek, in vers 19, maar ek sê, het Israel het hulle nie geweet nie, want Moses sê hierdie woorde, vers 19, het Israel dit miskien nie verstaan nie. Moses sê, ek sal julle Israeliete, Jode, jaloers maak op die wat geen volk is nie, en ek sal julle toorn opwek, ek sal julle kwaad maak teen 'n onverstandige volk. En Jesaja durf self en sê, God sê in die eerste persoon, ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. Ek het verskyn aan die wat na my nie gevra het nie. Maar van Israel sê God, die heel dag lang het ek my hande uitgebrei na 'n ongehoorsame en 'n teesprekende volk. Daar het jy dit. So, dit is die beginpunt vir ons om Israel sy identiteit te verstaan, ten verskil van ons identiteit as Christene. Maar, moenie te haastig wees nie. Hulle is nie ten syde gestel as 'n totale afskryf van die volk of nasie nie. Dit is binne in die raamwerk van God wie getrou is aan sy belofte wat hy gemaak het aan sy vriend Abraham. Toe God aan Abraham gesê het, uit jou lende uit sal 'n saad na vore kom, en deur hierdie saad sal die hele wêreld gered word, geseën wees. En daardie seëning is redding, dit is heil. So, dit begin met hulle gaan vir 'n oomblik op
pause gesit word, en dan, wanneer ek volgende week voortgaan, sal ons uitvind, dit eindig weer eens met hulle. Kom ons bid. Vader in die hemel, ons dankie vir die wonderlike voorreg om onsself opnuut te verkoop en te hernie met die kennis en die waarheid rondom die volk van Israel en die identiteit van die Jode, dat hulle vir 'n korte duur ten syde gestel was, sodat u plan en u belofte aan Abraham tot vervulling kon bring, om die hele wêreld, die nasies van die wêreld, tot redding te bring, deur die oordrag van die belofte van die seëning van heil en saligheid en die invulling van die Heilige Gees. En nou het die tyd ook aangebreek, dat u weer eens met die Jode sal handel, om hulle terug aan uself te besorg en te red. Ons seën u heilige naam en dankie vir ons redding in Jesus kostelike naam. Amen en amen.